Hallo, dis goed om vandag saam te wees. Luister saam met my na vandag se skrifgedeelte. Eendag, kort hierna, het Jesus na 'n berg gegaan om te bid. En hy het die hele nag in gebed deurgebring. Teen dagbreek het hy al sy disippels bymekaar geroep en 12 van hulle gekies om apostels te wees. Hier is hulle name: Simon, hy het hom ook Petrus genoem, Andreas, Petrus se broer, Jakobus, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die ywerraar, Judas, seun van Jakobus, Judas Iskariot, wat hom later uitgelewer het. Toe hulle teen die berghang afgekom het die disippels saam met Jesus op 'n groot gelykte gaan staan, omring deur baie ander volgelinge en die skares. Daar was mense van oral oor Judea en Jerusalem en so ver noord as die kusgebied van Tyrus en Sidon. Hulle het gekom om na hom te luister en om genees te word. En Jesus het baie bose geeste uitgedryf. Almal het aan hom probeer raak, want genesende krag het van hom uitgegaan en hulle is almal genees. Nou daar is iets waar van die oomblik waarin ons leef. Dis die begin van 'n nuwe jaar en dis dikwels die tyd wanneer baie van ons nuwejaarsvoornemens maak. Ons besluit om gesonder te leef, beter te eet, om meer teenwoordig te wees, om drome na te streef. Nou hierdie voornemens gaan oor meer as net om beter gewoontes aan te leer. Dit sê, ons het verlange, ons het hartsbegeertes. Ons is op soek na 'n lewe wat floreer. Een van betekenis, van vervulling en van koneksies, verhoudings. En vandag wil ek verhoudings uitlig, want dis die een area waarin ons almal kan groei. Want ons leef in 'n tyd waarin ons meer connected is as enige tyd in die geskiedenis. En tog is dit so ironies dat eensaamheid is die pandemie van ons tyd. Dink maar net aan die foon in jou sak, of dalk in jou hand op die oomblik, en ek hoop is om notas te maak. Kyk, ons stuur boodskappe, ons skraal en ons skraal, ons bly in kontak, en tog voel ons dikwels alleen. En dan het ons werksomgewing ook baie verander met die COVID-pandemie. Aanlyn werk het die norm geword. Nou kyk, dit het baie voordele, soos om aan te trek vir aanlyn meetings, kortbroek onder, maar baie formeel bo. Maar dalk gee ons nie genoeg aandag op die effek wat dit op ons koneksies, op ons gevoel van behoort het nie. Jy mis uit op iemand wat op 'n maandag vir jou vra, hoe was jou naweek? Of iemand wat sien dat jy swaar kry en sê, kom ons kry 'n koffie. Nou navorsing wys dat baie van ons moderne pyn, ons angs, depressie, ons uitbranding, nie net gaan oor wat binne ons gebeur nie, maar wat ook in die spasie tussen ons ontbreek, in ons verhouding. Want iewers in die lewe het ons opgetel, ek behoort alles self te kan hanteer. Ons het begin glo dat die lewe is basies 'n DIY projek. Jy moet net genoeg moeite doen, jy moet net die regte tools hê, dalk 'n YouTube video kyk of 'n podcast luister, net nog 'n bietjie meer dissipline toepas, dan behoort jy dit reg te kry. Ons het geleer, volwassenheid beteken om te cope, en dat dit sterk is, om selfstandig te wees, dat dit swak is, om ander nodig te hê, selfs in die kerk. Ons het geleer om te sê, dit gaan goed, dankie, terwyl ons stil swaar kry. En so kry ons onsself omring deur mense, maar eensaam. En dan in die Bybel, in Prediker lees ons, elendig is die een wat val, en niemand het om hom op te help nie. Dit sê, om iemand te hê om jou te help, is nie 'n swakheid nie, dis wysheid. Ons lees vroeg in die skepingsverhaal dat God sê, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie. En daarom in hierdie reeks gaan ons saam ontdek hierdie skuif, die beweging waarna ons en die hele wêreld gewag het, van isolasie na verhouding, van afstand na nabyheid. En vandag kyk ons saam na 3 vrae. Eerstens, wat glo ons oor die lewe, wat dalk nie helpvol is nie? 2, watter soort gemeenskap het Jesus gekies om sy lewe mee te deel? En dan derdens, hoe kies ek om my lewe te deel in 'n gemeenskap waar ek saam met ander kan leer? So kom ons begin by ons eerste vraag. Wat glo ons oor die lewe wat dalk nie helpvol is nie? En ons begin eenvoudig, nie by wat ons behoort te glo nie, maar by wat ons geleer het om
te glo. Nou baie van ons dra oortuigings wat op die oppervlak baie redelik klink. Dinge soos, moenie ander belas nie, wees sterk, hanteer dit self. En selfs, geloof is privaat. Ons glo dalk as ek net harder probeer, dan sal ek dit regkry. En kyk, vir 'n kort tydjie kan dit jou dalk help om te oorleef, maar om te oorleef is nie dieselfde as om te floreer nie. Want mettertyd isoleer jy jouself. Jy probeer om jou pyn alleen te dra, om jou vrae vir jouself te hou, om die gebroke dele weg te steek. En dit gebeur ook in ons geloof. Dalk woon jy dienste by, sonder om werklik te behoort. Dalk neem jy deel sonder om werklik iets van jouself te deel, bang om seer te kry, bang om geoordeel te word. Ons bid dalk saam, maar stilweg dra ons die hartseer, die swaar kry, die twyfel alleen. En oor tyd dryf ons weg. Nie wat ons ophou glo het nie, maar dat op ons die lewe saam met die Here op ons eie probeer doen. Ons dryf weg wanneer geloof eensaam raak en geloof broos word. Nou die Hebreërs skrywer sê dit reguit, my parafrase, ons harte verhard nie net deur verkeerde keuses nie, maar deur isolasie. En daarom moet ons mekaar bly aanmoedig, nie af en toe nie, maar gereeld, sodat ons nie wegdryf nie, maar sodat ons geloof saam kan groei en kan bly. Want sonder dat ons dit agterkom, kan eensaamheid normaal voel. En dan as ons kyk na die skrifgedeelte, wys Jesus vir ons 'n heeltemal ander soort lewe, waar ons dalk dink dat jy moet die lewe op jou eie reg kry, kies Jesus om die lewe met ander te deel. Terwyl ons dink, my geestelike lewe is privaat, kies Jesus intentioneel 'n groep mense om saam die lewe in die koninkryk te ontdek. En dit bring ons by 'n tweede vraag dan, so watter soort gemeenskap het Jesus gekies om sy lewe mee te deel? Het jy gehoor wat Jesus gedoen het? Voordat hy iets groot doen, voordat hy sy mense uitstuur, voordat daar 'n beweging is, wat doen hy? Hy bid. Hy bid die hele nag. En dan kies hy mense. Jesus begin nie by 'n idee nie, nie 'n strategie nie, nie 'n program nie. Jesus begin by mense. 'n diverse groep mense. Hulle is nie almal maklik nie, nie almal noodwendig indrukwekkend nie. Hy kies hulle. Hy kies 'n visserman en 'n tollenaar. Hy kies 'n politieke radikaal en iemand wat twyfel. Hy kies mense met sterk persoonlikhede, mense wie twyfel, wie se geloof ook wankel. So hoe was hierdie gemeenskap van Jesus? Wel, eerstens was dit 'n plek waar mense name het. Nou, een van die klein details van ons skrifgedeelte, iets wat ons dalk so maklik kan mis, is dat dit nie net sê Jesus het 12 disippels gekies nie. Lukas lys hulle name een vir een: Simon, Andreas, Jakobus, Johannes, Matteus, Thomas. Want in 'n wêreld van anonieme skares maak 'n naam saak. 'n Naam sê, jy maak saak. Jy is nie vervangbaar nie. Jy is nie net 'n gesig in die massa nie, want name beteken verhouding. Nou ons kan vandag teenwoordig wees, sonder om werklik geken te word. Ons kan aanlyn op sosiale media opdaag, en dan kruip ons weg agter profiele, agter skuilname. Ons kan verdwyn wanneer verhoudings ongemaklik raak. Maar Jesus kies iets anders. Hy kies om sy lewe te deel met spesifieke mense, mense met name en 'n storie. En dit was beslis nie vinniger of makliker nie, want hy kies om die lewe met ander te doen, want dit bring verandering. So kan ek jou vra, wie is die mense wat jou naam, wat jou ken, nie jou aanlyn naam nie, nie jou rol nie, nie die weergawe van jou wat goed funksioneer nie, maar jou naam, jou storie. Om iemand se naam te ken, is dikwels die eerste tree om dan ook hulle storie te leer ken. Hulle perspektief, hulle vreugde, hulle verlange en hulle pyn. Verhoudings van verstaan begin nie by antwoorde nie.
Dit begin wanneer ons aandag skenk aan iemand anders. Hulle naam en hulle storie leer ken. Iemand praat een keer met my oor verskriklike verlies wat hulle beleef het in 'n kort tyd. Eers is hulle lewensmaat oorlede, hulle was jonk getroud. Toe net 'n paar maande later sterf ook 'n ouer. En in haar rou vertel sy vir my, is daar baie mense wat haar probeer help het, maar dat haar gevoel van eensaamheid net erger geword het. En dis wanneer mense vir haar vinnige antwoorde gegee het. Wanneer haar hanteer het meer soos 'n probleem as 'n mens. Dis eers toe sy iemand kry, wat die tyd geneem het om haar naam te leer ken, maar ook na haar storie te luister, haar vrae, haar kwaad, haar twyfel en haar skaamte, dat daar 'n klein skreefie lig begin deurbreek het. Die pyn en die rou, dit het nie verdwyn nie, maar die eensaamheid het. En weer wil ek jou vra, met wie deel jy jou ware self? En aan wie se stories luister jy? Met deernis, met geduld en genade. En dan tweedens, Jesus se gemeenskap was ook een van saam leer. Jesus het hulle bymekaar gebring, nie net sodat hulle kan behoort nie, hy bring hulle saam om te leer hoe om te leef in God se koninkryk. Hierdie disippels het saam met Jesus gestap, dag vir dag, 3 jaar lank, geëet, gelag, gewerk, en saam ontdek hulle hoe God se lewe is. Dat God se koninkryk anders is. Dat mag nie domineer nie, maar dit dien. Dat God nie kwaad of van 'n afstand af is nie, maar naby. En dit nie in 'n klaskamer dit geleer nie, maar in die werklikheid van die lewe. Tussen skares, tussen mense wat siek is, tussen striwelinge en misverstand, maar ook in die vreugde van saam wees, saam eet. En dis belangrik, hulle leer saam. En dit beteken dat soms ook verkeerd saam verstaan, soms verkeerde vrae gevra. Maar in hulle saam wees, het hulle 'n ander soort lewe ontdek. En dan derdens, Jesus se gemeenskap was ook een wat stadig, morsend en veel eisend was. Nou kom ons wees eerlik. Om saam te leef is dikwels baie moeiliker as om dit met ander te deel. Dis stadig, dis morsig, dit vra meer van jou. En dit was ook so met Jesus. Die disippels het hom verkeerd verstaan. Dit kan nie altyd maklik gewees het om saam met 12 manne te bly nie. Dalk was jy ook al op vakansie, of op 'n uitreik, of op 'n kamp, vat nie lank nie, of mense begin mekaar verkeerd opvryf, irriteer, en steeds kies Jesus om dit te doen. Want mense verander nie van 'n afstand nie. Invloed kan dalk op 'n afstand gebeur, maar om te groei in 'n verhouding wat verstaan, dit vra nabyheid. En dan was Jesus se gemeenskap vierdens ook iets wat op gelyke grond gebeur het. Jesus bid op die berg, maar kom dan af, en hy nooi mense om saam met hom te kom. Hy gaan staan op gelyke plek. En dis 'n beeld wat so baie sê. Jesus bly nie bo nie, hy bestuur hulle nie van 'n afstand nie, hy kom staan tussen hulle, tussen die siekes, tussen die gebrokes, tussen mense wat na hom toe kom, omdat hulle hom, die lewe nodig het. En dis die soort gemeenskap wat Jesus kies, om sy lewe mee te deel. Nie 'n gemeenskap wat alles verstaan nie, maar 'n gemeenskap wat saam leer, wat saam groei in hulle verstaan. En so vorm Jesus nie mense deur vir hulle perfekte antwoorde te gee nie. Hy vorm hulle deur vir hulle 'n gedeelde lewe te gee. Want om te verstaan in Jesus se wêreld is nie iets wat jy bemeester nie. Dit groei oor tyd in gedeelde ruimtes, en dit kom teen 'n stadige pas. En dalk is dit juis hoekom Jesus se disippels genoem word, nie kenners nie, nie mense wat alles weet nie, maar mense wat saam leer. En dit vra geduld en nederigheid, en om onafgehandeld te wees. Beteken dat wanneer jy verkeerd verstaan, min verstaan, dat jy nie 'n mislukking is nie, en dis deel van die proses van groei. En as ons eerlik is, baie van ons soek verhoudings en gemeenskap, soos wat ons tegnologie wil hê. Dit moet net werk, dit moet intuïtief wees, minimum effort, dan moet nie ongemaklike oomblikke wees nie. Maar Jesus lyk minder geïnteresseerd in maklike verhoudings, meer besorgd oor ware verhoudings, daar waar jy luister, daar waar jy wag, en daar waar jy bly. So ek hoop jy begin te vra, as dit die soort gemeenskap is, wat Jesus vorm, 'n gemeenskap waar mense se name geken word,
waar mense geken word, en hulle saam leer hoe die lewe in die koninkryk is, hoe kan ek daarin beweeg? Dis ons derde vraag. Hoe kies ek om my lewe te deel in 'n gemeenskap, waar ek dit saam met ander kan leer? Nou, dis nie 'n maklike vraag nie. Dalk nie omdat jy nie glo in die belangrikheid van verhoudings nie, maar omdat jy dalk al so seer gekry het. Jy het dalk al probeer. Oopgemaak, vertrou, maar toe kom die teleurstelling, 'n misverstand, ongeduld, mense wat onttrek. So met deernis en met sensitiwiteit wil ek jou nooi vandag. Hierdie uitnodiging gaan nie daarom die perfekte mense te kry nie. Dit gaan nie ook nie daarom jou te forceer om meer kwesbaar te wees as wat jy kan nie. Dit gaan nie oor om in te spring waarvoor jy nie reg is nie, maar dit gaan oor 'n keuse om nie jou lewe, jou geloof alleen te dra nie. Want om te behoort begin by 'n uitnodiging. Het jy dit gesien? Jesus roep mense, Jesus nooi mense. Hy het nie begin met verwagting nie, hy het nie begin met prestasie nie, hy begin met 'n uitnodiging. Hy vra, kom volg my, kom saam, kom leer saam met my hoe om te leef, om te behoort in Jesus se wêreld. En so hierdie lewe begin nie met sekerheid nie, dit begin met 'n beskikbaarheid, met kwesbaarheid. Jesus het geweet, sy disippels gaan nog op pad wees, hulle het nie alles uitgefigure nie, hulle gaan foute maak, en hy het hulle aanvaar soos wat hulle is. Hy was nugter oor wat dit gaan kos, en daarom bid hy. En so kan ek jou nooi, om vandag, in hierdie week, met die Here te praat, te bid, oor vir wie kan ek my lewe oopstel? Met wie kan ek my lewe mee deel? Soos wat jy daaroor met die Here praat. Luister dan, wees die name wat by jou opkom, wat se groep kom by jou op, wees eerlik met hom oor wat dit vir jou moeilik maak, om jou lewe te deel. Nou by Mosaïek skep ons spasies, vir hierdie soort verhoudings, waarin ons kan groei en ons verstaan, van die lewe saam met God. Spasies waar verhoudings in kan groei. Ons verhouding met God en met mekaar. Nou vir baie van ons, kan dit sommer baie naby begin, by ons gesinne. Dink hoe kan dit wees, as gesinne plekke is, waar ons saam leer, om Jesus te volg. Beteken nie ons is perfek nie, plekke waar jou vrae welkom is, waar jou storie gedeel word. Hierdie jaar gaan ons hande vat met gesinne, deur ons familiebediening met eenvoudige ritmes, weeklikse hulpmiddele, wat eerlike gesprekke en praktyke kan stimuleer. En dis nie om druk te sit op gesinne nie, maar om gesinne te ondersteun, om spasies van verstaan en groei te word. Nou vir ander van ons, kan hierdie soort gemeenskap op ander plekke wees, dalk groepe met mense in dieselfde lewensfase, met gedeelde belange, mense wat saam die mooi en die morsige van die lewe wil deel. Of dalk, derdens, wil jy die stap neem, om jou lewe oop te stel, vir ondersteuning aan dit waarin jy swaar dra, dalk jou verlies, jou angs of jou depressie. Jy is dalk net een verhouding weg, van 'n totaal ander lewe. Of dalk wil jy die stap neem, om self groep mense wat jy alreeds ken, dalk jou vriende, kollegas of bure, om hulle te nooi, om saam met jou Jesus te leer ken en te volg. En ons wil hierdie spasies gaan ons ondersteun, nie deur jou voor te skryf hoe dit moet lyk nie, maar deur hulpbronne en riglyne beskikbaar te stel, vir mense wat hierdie pad saam wil stap. Dis verskillende spasies, mense in verskillende seisoene, maar met dieselfde hart. Ons gaan saam leer hoe die lewe in God se koninkryk lyk. En dan om jou lewe in so 'n gemeenskap te leer om te verstaan, vra tweedens dat jy ook kies om te bly. En dit is wat ons in Jesus se lewe gesien het. Hy bly by sy disippels, selfs toe hulle onder mekaar beklei, toe hulle twyfel, toe hulle nie verstaan nie. As ons kies om ons lewe met ander te deel in gemeenskap, omdat ons glo dit is die lewe waartoe God ons nooi, dan moet ons dit doen met nugtere verwagtinge. Dit gaan tyd vat. Dit gaan iets van my vra. Mense gaan my teleurstel. Hulle gaan my verkeerd verstaan. En soms gaan jy dieselfde aan hulle doen. Dis nie mislukking van gemeenskap nie, dis wat verhoudings vra, dis die prys. En dis dalk hoekom Jesus nie met baie mense begin het nie. Hy het begin met 'n paar. Hy stap lank saam met hulle.
So miskien is die vraag nie vandag, waar behoort ek nie, maar eerder, waar kan ek begin om saam met ander te leer groei in verhouding? Een tafel, een gesprek, een verhouding. En ek wil jou nooi met 2 praktyke hierdie week, wat jou kan help om eerste tree te gee op hierdie pad. Nou die eerste praktyk in hierdie week is, leer ken iemand se naam en leer ken iets van hulle storie. So in hierdie week kies iemand, dalk by jou werk, dalk by jou skool, in jou gemeenskap, en noem 'n persoon op hulle naam. Luister. En vat op dan 'n tweede stap en vra hulle iets vir hulle lewe, iets soos waaraan draai jy swaar vandag? Wat is jou verwagtinge vir hierdie jaar? Wat is tans vir jou moeilik? En dan die tweede praktyk, dink oor al jou verhoudings en kies een plek waar jy kies om te bly. 'n Plek waar jy kies om jouself te bring. 'n Plek waar jy kies om te bly selfs wanneer dit moeilik raak. Verhoudings vorm oor tyd. Verhoudings van verstaan vra inspanning en tyd. Maar saam met dit maak Jesus ook die groot belofte dat daar waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy ook. Henry Nouwen beskryf hierdie gedeelte in 3 bewegings. Hy sê Jesus begin met solitude. Hy begin met gebed. En dan kies hy 'n community. Mense met wie hy die lewe diep deel, voor hy uitgegaan het en bedien het. Die lewe saam met hulle gedoen het. Mag ons in sy voetspore volg. Mag ons by hom leer hoe om onsself te deel in verhoudings. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons bly roep na 'n ander soort lewe. 'n Lewe van isolasie na community. 'n Lewe van eensaamheid na verborgenheid. Here, U ken elkeen van ons se pyn en seer oor verhoudings. U ken die detail van ons lewe, dit wat dit moeilik vir ons maak om ook ons lewe met mekaar te deel. Here, gee ons die moed om daai stap te neem, om meer van onsself te gee vir ander, en ook om ons lewe oop te maak, om kwesbaar te wees vir ander. Dankie dat ons kan vra dat U deur U Gees ons sal leer en ons sal lei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Om vir jou te help om verder te gaan rondom vandag se tema, nooi ons jou uit om saam met ons na die formasiereis deur hierdie week te stap. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen.